En welkom by ons bufferwinkel. Bufferwerkswinkel. Hier gaan jy vanaand leer hoe om R30.000 'n maand minimum te verdien aanlyn. Nou, my naam is Renet Whelan. Ek en François en die kinders bly hier in Zenine, Limpopo provinsie. En laas jaar in 2024 het ek een oggend 3 uur regop gesit in die kombuis, bloot omdat ek nie kon slaap nie. Dit was die hoeveelste maand wat ek nie saam met François al die rekeninge kon betaal nie. François het 'n kragopwekker besigheid, hy werk baie hard. Ek stalleer perde, maar tussen die twee van ons is daar net party maande nie genoeg geld om al die rekeninge te cover nie. En wat gebeur? Ken julle daai gevoel van, jy sit saam as 'n koppel maandeinde, dan sit ons met al die rekeninge, en dan kyk ons, ons het soos 5 agterstallige rekeninge, en dan vat ons die geld wat ons het, en deel dit tussen daai 5, is amper soos Robbing Peters to pay Paul, dan deel ons die geld tussen daai 5 rekeninge, en dan moet jy daai skuldeisers bel, en sê, hoorie, vergewe my asseblief, maar ek kan vanaand, of hierdie maand, net 20% van die rekening betaal, ek gaan volgende maand weer 'n bedragie betaal, en dan voel jy so sleg daaroor. En dis amper asof dit sneeubal, daai sneeubal word groter, en jy voel naderhand moedeloos, en jy het nie hoop nie, jy sien 'n berg voor jou, en daai berg se naam is skuld, en jy weet nie om daar uit te kom nie. En dan, wanneer daar iets gebeur soos die bakkie breek, of in ons geval 'n perd word siek en die veearts moet uitkom, of een van ons moet tandarts toe gaan, en daar kom nog 'n R5.000 rekening, dan dink jy, ek weet nie nou, hoe gaan ons nou maak nie. En dit was my en François se storie. Nou, dit voel asof jy kliphard werk, maar jy kan net nooit voorkom nie. En daai maandeinde, net so voor maandeinde, het ek in die kombuis gesit 3 uur die oggend, en ek het geweet, dit het nou so gesneeubal, dat hierdie maand is daar nog meer rekeninge wat ek nie gaan betaal nie, en ek is so moeg daarvoor om te bel, en te sê, ek kan nie hierdie rekening betaal nie. En ek sit 3 uur in die oggend in die kombuis, en ek bid, en ek sê, Vader, ons kan nie so aangaan nie, asseblief help my. François werk al klaar 10 of 12 ure elke dag, hy kom baie moeg in die aande by die huis aan, ek het 'n bietjie tyd, wat kan ek doen? Ek is bereid om ook 10 ure 'n dag te werk, ek sal enige iets doen om net uit die skuld uit te kom, en ek bid en ek sê, Vader, help my asseblief. En daai volgende week sien ek toe 'n advertensie op Facebook, van 'n vrou met die naam Mariana Miller, wat daar skryf dat sy bemarking doen aanlyn. En ek dink toe, wel, as dit kan werk, dan kan ek dit probeer doen, want ek kan dit mos tussen my perdewerk deur doen. Ek bel haar, en sy gesels met my, sy verduidelik vir my wat dit is, sy doen digitale bemarking, en julle, ek het nog 'n week lank naels gekou, en weer gebid, en gevra, Vader, is hierdie van U af? Is dit wat ek voor gebid het? Kan dit my help? En ek het so kalmte en rustigheid oor my gekry, ten spyte van die vrees wat ek ervaar het oor ons finansies. En ek het 'n geldjie gaan leen, en ek het ingespring daai volgende week by Mariana, en ek het die Legacy Builder program begin. Julle, dit is laas jaar, in 2024, nou dis nou amper 14, amper 15 maande later, raai wat het gebeur? Ek het oor R1 miljoen se inkomste gegenereer in die laaste 14, 15 maande. Oor R1 miljoen. Ons het gegaan van, kan nie die rekeninge betaal nie, voel skaam oor onsself, tot by, nou is daar rekeninge wat klaar betaal is, en ons is besig om uit die skuld uit te kom. My beker van dankbaarheid loop totaal en al oor. Ons het gegaan van bang en skepties tot by, nou weet ons hoe om 'n aanlyn besigheid te bedryf. François ondersteun my al die pad, hy is so bly, hy sê elke dag, dan bid ons saam, dan sê hy net vir my, you go girl, moenie ophou nie, hou aan, want nou help ek hom met die finansies. En ek wil gou vir julle sê, wat ek geleer het, ek het so baie geleer, ek is nie dieselfde persoon as wat ek was
14 of 15 maande gelede nie, want deur die Legacy Builder program het ek nuwe vaardighede aangeleer, nuwe hoop gekry, ek het 'n hele nuwe mindset gekry, my gebedslewe het ook versterk, my geloofslewe het versterk, nie net omdat Vader my gebed geantwoord het nie, maar omdat ek nuwe vriende gemaak het aanlyn, ek het nou 'n magdom nuwe maats aanlyn wat almal geld maak aanlyn en dit bemagtig my elke liewe dag. Ek het 'n hele nuwe digitale familie bygekry. Hulle is amazing en hulle almal maak geld aanlyn. So ek is nie die enigste persoon wat oor R1 miljoen gemaak het nie. Daar is 26 nou al in Suid-Afrika en vanmôre aand gaan julle vir Alana Sykes ontmoet. So hierdie is amazing, maar met dit gesê, ons finansiële deurbraak is nooit 'n besigheid, 'n program of 'n produk nie. Dis altyd ons hemelse Vader. So voordat ons verder aangaan, kom ons bid net gou-gou en ons vra net vir sy blessing. Kom ons sluit gou ons oë. Ons hemelse Vader, dankie vir die voorreg om vanaand almal bymekaar te wees van reg oor Suid-Afrika. Vader, vanaand is ons hier omdat ons finansies nodig het en U is die bron. Vader, U is die beste besigheidsman wat daar is en daarom kom maak ons U deel van hierdie vergadering en ons kom vra dat U vir elkeen van ons individueel wysheid en insig sal gee asseblief Vader. Kom help ons. Elke persoon het unieke uitdagings, unieke challenges. Elke huis het sy kruis. Ons weet elke familie het sy probleme en Vader, U is die oplossing. U is die breakthrough. So ons vra dat U vir ons wysheid en insig sal gee en ook oplossings en vir ons sal wys, Vader, wat ons moet doen om uit die finansiële moeilikheid uit te kom vir ons families. Ons bid dit in Jesus se magtige naam. Amen. Dis hy julle, nou kan ons begin. Nou, julle is hier vanaand vir die Buffer werkswinkel. En dit is, ons het vir Retief, julle gaan Retief so baie geniet, hy is super cool, het julle Rashai se video gemaak vanmiddag, waar sy so gespring het en gesê het, Retief gaan vanaand praat, en ons het vir Alana Sykes wat môre aand gaan praat in môre aand se werkswinkel, maar jy gaan leer hoe om 'n minimum van R30,000 'n maand te verdien, in 2 ure elke dag, en dit is lewensveranderend. Nou, waarvoor het ons geld nodig? 'n noodfonds, 'n mediese fonds, 'n universiteitsfonds, 'n nuwe bakkiefonds, ek wil op 'n stadium 'n nuwe bakkie hê, vakansiegeld, bouprojekte, salaris, ek wil skuld delg, ek wil hê ek en Fransja moet nie meer skuld hê nie. So, almal van ons het geld nodig. Nou, het julle geweet in die eerste kwartaal van 2025, net in die eerste kwartaal alleen, het 291,000 mense in Suid-Afrika hulle werke verloor? Dis ongelooflik baie. En dit is eintlik angswekkend as jy daaroor dink. En dis nie nodig nie, want jy kan vir jou 'n inkomste genereer met 'n selfoon, wifi en 'n rekenaar. Dis al wat jy nodig het, 'n selfoon, wifi en 'n rekenaar. 2 ure per dag, opgebreek in sessies van 15 minute, 20 minute deur die dag, soos wat dit jou pas om jou ander aktiwiteite. So dit beteken, jy kan aanhou werk, jy kan in die bed lê, jy kan met vakansie wees, jy kan van enige plek af, kan jy R30,000 'n maand maak. Hoe amazing is dit? En jy gaan leer hoe dit werk in hierdie werkswinkel vanaand. Nou ons het 'n WhatsApp groep, en op ons WhatsApp groep is ons 1010 mense, daai WhatsApp groep is nou al vol, ons is nou alweer 43 op die tweede ene, nou hierdie is almal mense wat klaar hulle aanlyn besighede begin het, ons maak geld aanlyn. So, ons is 'n hele klompie wat hierdie saam doen. Ons doen basies digitale bemarking, sonder om kliënte te soek, sonder om familie of vriende te nader. Dit is 'n introvert se droom. So as jy vanaand begin weer te dink, hierdie is moeilik, of jy moet nou 'n klomp vreemde mense gaan kontak, of gaan soek, of gaan werf, moenie worry nie, jy hoef nie. So, ek wil jou gou voorstel aan 'n paar mense in ons span, wat almal bemarking doen. Karina Johnson, sy het R19,650 verdien in 1 dag in November. Karina skryf genade onbeskryflik groot. Ek het vandag 'n 900 sowel as 'n $100 program verkoop en deur my 5de inkomstestroom met my skills wat ek geleer het deur hierdie amazing program nog 'n 2250 gemaak. Sy het in 1 dag R19,650 gemaak.
Een dag. Nou julle, daar's mense wat 'n maand lank werk vir daai salaris. Dit is wat ek verdien by die perdestalle. My salaris is altyd gewees so tussen 15 en 20.000 rand 'n maand by die perdestalle. Dan is ek vol blou kolle, want ek het vreemde perde wat nie maniere het nie en vir my rondplik en partykeer nog skophok en ek moet met hulle werk en dis peanuts en nou maak mense soos Karina en ek dit in een dag. Retief Kirsten, 'n $900 seil in die middel van die maand. Nou $900 is 15.500 rand. En Retief skryf hierso, dis priceless. Dis priceless. As jy voor in die middel van die maand, voor jy jou paycheck kry maandeinde al klaar sit met 'n ekstra 15.500, wat gaan dit vir jou gesin beteken? Dis amazing. Weet julle dat die dollar is R17.12? Dis beautiful. Die dollar is sterk. So die rede hoekom ons so baie geld maak in een dag is omdat ons in dollar verdien en ons gaan nou vir jou verduidelik hoe werk dit. Die produk wat ons verkoop het 'n dollar price tag op. So onthou die dollar verander elke dag, maar hy's altyd sterk. Hy gaan omtrent nooit onder 17 nie. So en hy gaan sterker word. Maritza skryf hier $900 terwyl ek aandete maak. Terwyl sy aandete maak. Dit beteken jy kan terwyl jy met jou familie tyd spandeer, kan jy geld maak. Dis 15.500 rand terwyl sy geld maak. Kan julle verstaan hoekom is ek so passievol hieroor? Ek kan net nooit verby die grootheid van hierdie geleentheid kom nie. Marika Ellis. In November skryf sy, dit was nog in die begin van November, toe skryf sy daar, $900 is 15.375, toe staan sy op 47.000 vir November, dit was voor die helfte van November, toe staan sy al klaar op 47.000 rand, voor die helfte van November. Marushka Kotse, 31.000 rand in 3 dae, 31.000 rand, julle. Sy sê, hoe wonderlik is ons Vader, gee jou besigheid en jou besluite oor aan hom, en hy maak die sluise vir jou oop. Sy sê, ek spandeer die dag by my ouers, en hier kom nog 'n seil deur, wat my op die bedrag sit van 32.000 in die middel van die maand. So hoor gou, ons wag nie meer vir 'n paycheck nie. Ek wat altyd so benoud was oor maandeindes, en wakker gesit het, dis verby. Want voor maandeinde kom, maak ek al lank voor dit genoeg geld om maandeinde al die rekeninge te kan cover. En jy het kontantvloei wat die hele tyd inkom, nee? Want jy het jou eie besigheid. Alana Sykes, $1,300 van Vrydag af. Sy het 22.000 rand gemaak in 3 dae. In 3 dae. Nou Alana gaan julle môre aand ontmoet. Sy is 'n mamma, 'n enkel ma, wat van die huis af werk, terwyl sy haar dogter homeschool. Hoe amazing is dit met haar selfoon in haar hand. Haar selfoon is meeste van die tyd haar kantoor. Jolanda Nel skryf nog 'n $900 in my bank. Nou Jolanda het op die 11de November het sy al klaar gestaan op 51.000 rand se inkomste. Op die 11de November. Nou Jolanda boer skape aan die ander kant in Tabazimbi. En sy sê daar sy het vir haar man 'n naweek weggeboek. Julle, dis amazing. So wat het gebeur? Kom ons gesels gou. COVID het 'n verandering gebring, 'n reuse verandering. Onthou julle, mense kon nie fisies winkels toe gaan nie. Hulle het aanlyn gekoop, geleer en hulle het hulle self vermaak. So almal het of TV toe gegaan of hulle het rekenaar toe gegaan. En dit het e-produkte, kursusse, apps en digitale dienste baie gewild gemaak. En baie ouens het gaan games speel in daai tyd, nê? Want dit was vinnig, dit was veilig en dit was maklik. Alles van jou huis af beskikbaar. So, omdat ons nie kon uitgaan buitekant toe nie, het ons maar inbeweeg en die resultaat was dat ons fokus op die internet begin plaas het. Nou, wat het gebeur intussen? Tegnologie het in daai stadium ons aandag gesteel en tegnologie het vandag nog ons aandag. Dit het 'n hele revolusie veroorsaak. As jy ergens heen gaan, almal is op hulle fone. Van die kleinste tot die oudste, tot oupa en ouma is nou op hulle fone. So wat is digitale bemarking nou eintlik? Want die dag toe ek begin het by Mariana Miller, laas jaar, toe moet ek gaan Google wat dit beteken. Ek het nie geweet wat beteken digitale bemarking nie. Dit is om produkte of dienste aanlyn te bemark deur platforms so social media,
e-pos, webwerwe en aanlyn advertensies om mense te bereik, aan te trek en hulle dan nou in kliënte te verander. So maklik soos dit. So die goeie nuus is, jy hoef nie kliënte te soek nie, jy hoef hulle nie eers te kontak nie, of jy hoef ook nie jou familie te pla nie, so moenie bekommerd wees nie. Nou, die hele wêreld word digitaal, die hele wêreld. Ek meen, nou kan jy tot jou grocery shopping checkers het nou begin aflewer, so jy kan, ek is nog nie daar nie, maar jy kan jou groceries bestel van checkers af online, nee, dis amazing. Nou, bemarking via die internet om meer mense vinniger en goedkoper te bereik is 'n baie goeie idee. Want daar's massas mense, almal sit op hulle fone, dis jou kans. Nou kan jy hulle bereik. So digitale bemarking gee vir jou 'n groter gehoor, meer kans op verkope en die vryheid om jou besigheid te kan bou sonder om jou persoonlike kringe in te span. Weet julle wat, ek het oor R1 miljoen verdien in die laaste en my familie weet nie wat ek doen nie. My ma weet nie presies wat ek doen nie. Sy weet net ek is heeltyd op my foon. Maar wat ek doen weet sy nie presies nie. Verstaan, so dis wat so lekker is. Jy hoef nie jou familie in te span nie. Nou, meer as 20 miljoen Afrikaanse mense wêreldwyd is op die internet. So, dis massive. Dis nog nie eens Engels nie. Môre aand gaan ons praat oor wat is die totale syfer mense wat reg oor die wêreld op hulle fone is. Dis massief. Alhoewel ek nou praat van Afrikaans, is omdat ons 'n Afrikaans sprekende groep is, so ons doen ons bemarking in Afrikaans, maar raai wat? Ons bemark wêreldwyd. Ek kan dit nie glo nie, maar ek het al programme verkoop in Amerika, Nieu-Seeland, Australië. Ek het nou eendag met 'n man gepraat uit Holland uit en ek het nie besef nie, daar's Afrikaanse mense reg oor die wêreld. So raai wat? Jy het 'n wêreldmark. Dis massive. Dit kan nie versadig raak nie. As jy die wiskunde som gaan sien, gaan jy sien dat ons is nog besig net om 'n druppel in die emmer aan te raak. So the digital goods economy explosion predicted from 124 billion to 416 billion by 2030. Wat blykbaar besig is om te gebeur is digitale produkte en die industrie ontplof. So teen 2030 sê hulle dat dis amper 4 keer daai syfer wat hy gaan groei in 5 jaar. So wat sê dit vir ons? This is the future. Dis besig om te gebeur, nê? En nou het ons een van twee keuses. Ons kan agterbly saam met Noag in die ark of ons kan groei saam met hierdie beweging, want dit is 'n aanlyn beweging. En daar's tot 5 en ons het 'n 75-jarige dame ingeskryf 2 weke terug en sy het al klaar haar eerste seil. Sy het die middag ingeskryf. Daai aand het sy 'n klomp kliënte uitgenooi na ons webinar toe. Daai volgende oggend het sy haar eerste seil. 75 jaar oud. Dis amazing. En is 'n baie skerp tannie. Sy het haar laptop. Sy's besig om haar opleiding te doen op die oomblik. So, kom ons kyk gou-gou, wat is digitale produkte? Kom ons gesels gou-gou. Wat presies is dit? Gaan vir jou 'n lys van dit gee. Dis e-books en PDFs, stories en resepteboeke, gidse, beplanners, opleidingsmanuals. Jy kry aanlyn kursusse. Hierdie is 'n aanlyn produk, hierdie is 'n aanlyn werkswinkel wat jy sopas bywoon. Lesse, opleidingsprogramme, membership sites, skole, universiteite, colleges. Ek meen, jy kan 'n gymprogram nou op 'n app kry. En jy kan nou op jou foon gaan en jy kan gou gaan aansluit en jy kan 'n hele gymprogram op jou foon hê. Nou dit is 'n aanlyn kursus. Templates and tools, Canva templates, email templates, social media pakkette, spreadsheets, digitale kuns en ontwerpe, logos, printable art, digital invitation designs. Het julle gesien, die mense stuur nie meer troukaartjies, jy kry nie meer 'n troukaartjie nie. Jy kry nou 'n digitale troukaartjie. Dis so super cool. Jy het 'n hele app nou, dan kry jy 'n link en dan gaan klik jy op die link en dan kan jy presies sien, daar's die uitnodiging vir die troue, daar's hoe ons moet aantrek, dit is al die foto's van die familie. Dis so cool. Dis 'n app, verstaan? So die hele alles gaan digitaal. Van boeke tot uitnodigings tot alles, partytjie uitnodigings, sagte ware en apps, programme wat jou help om jou take te verrig, plugins, website themes, editing tools, wat van games. Wie van julle se kinders sit voor die komputer en games speel? Is amazing. Audio en video files, musiek, meditasies, sound effects, videos. Hoorie, onthou julle ons het CD's gekoop, nie lank terug nie. Kyk, ek het 'n kas vol CD's. Dis outdated. Nou het jy 'n app
Ek meen, jy het nou, wat is dit, iPhone of iTunes, het jy nou, ek het nie iPhone nie, of jy het, wat is die ander ene, Spotify, ek kan nie eens onthou nie, daar is die ander app met al die musiek op. So jy download die app en jy het al die musiek, ons koop nie meer CD's nie, dit gaan wegval. Subscriptions en memberships, toegang tot eksklusiewe inhoud, gereedskap, opleiding, gemeenskappe en ondersteuning. Dan het jy die laaste ene, digitale dienste, done for you, ready-made funnels, automated marketing systems, ready to sell besighede. Julle, dis 'n massiewe wêreld. Nou vir my, ek is nou klein Jane hier van die plaas af wat perde stalleer. Die goed was vir my Grieks. Maar die oomblik toe ek my program koop en ek leer hoe al hierdie goed werk, wow, toe maak 'n hele nuwe wêreld vir my oop. En ek is nog steeds besig om te leer, want elke dag leer ek nuwe konsepte. Dis amazing, maar ek het besef, kyk, ek kan nou, soos ek sê, in Noag se ark agterbly saam met die perde, by die perdestalle, of ek moet hierdie kans vat en hardloop met hom en groei saam met hierdie evolusie. So daar's nou tegnologie vir al ons behoeftes, nê? Wat ook al jy nodig het. Ons het nou, ons is bietjie laat, maar ons het hierdie week wat verby was, het ons nou almal 'n app gekry op ons fone om ons plaashek nou weer oop te maak. Dit is so cool. Jy moet nou net jou foon oopmaak en jy druk 'n bel gou en dan gaan die hek oop. Ek love it. So ek is so opgewonde daaroor, maar daar's tegnologie vir al ons behoeftes. So hoekom is dit 'n goeie opsie? Eerstens, lae koste om dit te skep. As jy dit gaan develop, as jy die vaardigheid het en jy gaan dit verskaf, is daar 'n lae koste daaraan verbonde. Jy kan onbeperkte hoeveelhede verkoop as jy dit gaan verkoop, want die wêreld is jou mark en jy kan dit oral oor uitstuur deur middel van 'n website. Jy lewer onmiddellik af. Jy gaan nou 'n produk aan iemand aflewer. Jy druk 'n knoppie en jy lewer die produk af. Daar's nie 'n uitgawe nie. Die verkoopsproses is outomaties. Jy kan jou produk aflewer terwyl jy slaap vanaand. Kan iemand op jou website koop en die website gaan die produk vir hulle aflewer. Jy kan slaap. Verstaan? Dis hoekom ons sê jy maak geld terwyl jy slaap. Dis 'n passiewe of 'n semi-passiewe inkomste, want jou stelsel gaan baie van die werk vir jou doen. So kom ons gesels gou-gou oor fisiese produkte teenoor digitale produkte. Want baie mense kyk hoe ons bemarking doen en wanneer ons dit noem. Ek het nou 'n kliënt wat vir my gevra het, okay, so watse fisiese produkte moet ek verkoop? Jy hoef nie. Dis baie moeiliker om fisiese produkte te verkoop as digitale produkte. So ons gaan 'n vergelyking gou tref met boeke. As jy 'n fisiese boek moet verkoop, moet jy daai boek aankoop en jy moet hom weer verkoop. Maar nou het jy e-books. So daai hele boek kom nou in die vorm van 'n elektroniese boek. En jy kan hom gaan koop aanlyn. Nou baie mense koop vir hulle wat ons noem 'n Kindle, waarop jy dan jou boeke kan koop. Ons dogter, sy koop sommer boeke online en dan lees sy daai boek van haar foon af. Hoe amazing is dit? So wat is besig om te gebeur? Raai wat, boeke gaan ook wegval. Dit gaan wegval. Ons is besig om in die rigting te beweeg van elektroniese boeke. Maar kom ons kyk gou-gou hoekom. Nou as jy 'n boekverkoper is en jy wil 1000 boeke verkoop, jy moet 'n fisiese produk vervaardig of iemand moet hom vervaardig, dan moet jy hom aankoop, jy moet hom oor en oor aankoop om hom te verkoop. En daar's risiko daarin verbonde want jy gaan 'n maatskappy begin en jy gaan baie logistieke koste hê, jy gaan 'n warehouse moet opsit, jy gaan al daai boeke moet koop en jy gaan moet versekerings kry en jy gaan dit moet verkoop weer. Maar as jy e-books verkoop, vervaardig daai boek word een keer vervaardig, net een keer. Net een keer. En hy word net een keer verkoop en dan word hy oor en oor versprei. Geen risiko. Absoluut geen risiko nie. So kom ons gaan gou hierdie vergelyking vertref. 1000 fisiese boeke, jy het 'n warehouse, jy het personeel wat jy moet aanstel, jy het 'n uitgawe, jy het koste per boek, want jy moet daai boek aankoop, jy moet hom verkoop, jy het 'n koerier uitgawe en jy het risiko, want daai kan verkeerd loop. Of die koerier kan 'n fout maak en die produk op die verkeerde plek aflewer en die kliënt is kwaad vir jou want hy het nie sy boek gekry nie. So jy het geweldig baie uitgawes. Maar wanneer jy 'n e-boek verkoop, dan het jy nie 'n warehouse nodig nie, jy het nie personeel nodig nie, jy hoef nie die boek oor en oor aan te koop nie, jy het nie 'n koerier uitgawe nie, jy het nie risiko nie.
want jy gaan daai boek een keer aankoop en jy kry herverkoopregte op hom. So dit beteken, jy kan hom oor en oor gaan verkoop teen 'n 100% profiet, jy het nie weer 'n uitgawe nie. Is dit nie amazing nie? Nou kom ons kyk van die kliënt se oogpunt af. 'n Fisiese boek in Suid-Afrika op die oomblik kos so om en by R250 per boek, hang af watter een jy koop. 'n E-boek, 'n elektroniese boek, is so in die omgewing van R150 'n boek. Nou, hoekom gaan mense elektroniese boeke verkies? Dis goedkoper. Nou het jy ook nie meer 'n massiewe boekrak nodig waar jy als moet aanhou nie. Jy kan dit elektronies aanhou. Kan nie stof vergaar nie, kan nie skade ly nie, hy kan nie nat word, of jy gooi jou koffiebeker per ongeluk uit op hom, dit het met my gebeur en die boek is gone amper, verstaan, hy is gedestrooi, niks kan die boek vernietig nie. Nou dit is een van die redes hoekom die wêreld totaal en al digitaal gaan, want dit is goedkoper en is makliker. Dit maak ons lewens makliker. So, jy kry die geleentheid om jou eie aanlyn winkel op te stel wanneer jy 'n digitale produk gaan verkoop. Jou eie aanlyn winkel. Nou, baie mense vra vir ons, is hierdie 'n piramideskema? So, ek gaan hierdie vraag vir jou vra. Takealot. Het jy al deur Gauteng gery, dan sien jy daai massiewe Takealot warehouse langs die highway. Nou die dag het ek vir dit gekyk en ek sê vir François, ek wonder hoeveel mense werk actually daar. Ek wonder wat is daai plek se salarisrekening elke maand om al daai produkte uit te kry buitekant toe. Ons love Takealot. Dis amazing, nee? Maar is Takealot 'n piramideskema? Nee, dis nie 'n piramideskema nie. Dit is 'n aanlyn winkel. Jy bestel jou produk, hulle lewer dit vir jou af. Niemand kry van mekaar af kommissie nie. Nou hierdie werk presies dieselfde. Dis nie 'n piramideskema nie. Dis nie 'n maatskappy wat kommissie uitbetaal en jy met mense werf nie. Glad nie. Jy begin jou eie aanlyn winkel, net soos Takealot, raai wat, dis jou eie besigheid. Jy's veilig. Jy werk nie weer vir 'n baas nie. Dis nie kommissie wat aan jou uitbetaal word en jy wag tot op maandeinde nie. Nee, jy gaan jouself betaal. Jou eie aanlyn winkel, jou eie besigheid, jy koppel jou eie bankrekening en jy betaal jouself. So ons bemark 4 digitale produkte met 'n dollar price tag op. Internasionaal, waarop ons 'n 100% profiet maak. Die 100% profiet is amazing. Gewoonlik as jy iemand anders se produk bemark, dan gaan jy so 30 of 40% kry. Nee, hier nie. Jy vat al die geld vir jouself. Nou dis hoekom ons meer geld maak, want $1 is R17.12. So dis baie lekker. So daai dollar gaan ver in Suid-Afrika. So die 4 produkte is, die eerste ene is 'n $100 produk wat ons verkoop en bemark. Dis R1,700 in een dag, omtrent plus minus. Die volgende produk is 'n $300 ene. As ek vandag 'n $300 produk verkoop, maak ek R5,200 in een dag. Nou onthou nou nie lank terug nie, en ek doen dit nog steeds, het ek gewerk vir 15.000, tussen 15 en 20.000 rand vir die maand. 'n maand. Nou maak ek 5,200 in een dag, party dae. Dan het ons 'n $600 produk. Daar maak jy 100% profiet, R10,000 in een dag. Julle, dit raak beter. Dan het ons 'n $900 produk. As jy hom verkoop, maak jy R15,500 in een dag. I love it. So daai is my ou salaris in een dag. Dis hoekom ek nie kan ophou smile nie. En ek doen dit nou al vir oor 'n jaar lank en dit my besigheid word al hoe sterker en sterker en sterker en my inkomste groei ook. So ek wil julle gou voorstel aan iemand in ons span, 'n pappa van die Kaap af, en hy is een van ons gunsteling bemarkers, want hy het soveel inspirasie en energie, en die manier hoe hy sy produk bemark is regtig inspirerend. En sy naam is Retief Kirsten. En hy sê altyd jou hoekom moet groot genoeg wees, en ek wil gou hom aan julle voorstel. Retief, is jy hierso vanaand? Ek is, ja. Ek het my kamera hier gaan kry. Jy. Retief, ek sit jou lekker op die spot. Baie. Ja, jy het my nou bloos hier, so kyk hoe rooi is ek. Ek wil net eers vir jou sê, wat 'n voorreg dat jy hier is vanaand. Ek wil net eers gou vir almal hierso sê dat toe ek begin het, julle,
toe het ek in my eerste 3 maande was ek so bang en so onseker van myself. En een van die goed wat Michelle, wat ons coach is, vir ons geleer het, Michelle is in Amerika, ons gaan 'n bietjie later vir julle vertel van haar. Sy het gesê, kry jou 5 gunsteling bemarkers en volg hulle. So ek het vir Retief gestalk. Ek het hom gevolg, lank voordat ek hom ontmoet het, en gekyk hoe bemark hy sy produk, want hy's 'n briljante bemarker, en so Retief is nog al die pad een van my 5 gunsteling bemarkers, so vir my is dit 'n baie groot voorreg om hom aan julle voor te stel vanaand. Retief, baie dankie dat jy hierso is. Ja, dankie vir my uitgenooi het. So ja, vir die wat my nie ken nie, ek is Retief Kirsten, doodnormale pa hier in die Kaap. En ek was ook daai ouer gewees wat so in die middag gaan sit het en gewonder het, "Jesus, hoe gaan ek uit my situasie uitkom, want alles om hier raak duurder, maar jou salaris bly dieselfde." En eendag toe, terwyl ek by lesenaar sit, het my seun hom uitgekom, en julle verstaan nie, my ouste een is 'n rugby fanatikus. Hy klou so aan Eben. Ek meen, as Eben die dag seer kry, is hy ook so musiek. Hy gaan nie skool toe nie. So julle moes hom net gesien het toe daai rooi kaart uitgekom het. Toe hy het 'n bietjie verloor. Maar ek het daar eendag by my lesenaar gesit, en hy kom toe hier so om die draai met sy pap rugbybal. Hy sê vir my pa, "My bal is stikkend, kan ek asseblief nie weer kry?" En op daai oomblik moet ek vir hom sê, "Sorry, ek kan dit hierdie maand nie, want my salaris is net nie goed genoeg nie." En daai teleurstelling in sy oë was net soos, dit het jou gebreek. As 'n ouer, dit is die laaste ding wat jy wil hê. En ek het my hart gebid oor dit, en eendag toe sit ek so op my foon met sosiale media, en ek kyk, hier kom 'n vrou op, en sy praat van digitale bemarking, en jy werk vir 2 ure 'n dag, en jy verdien dollars hier in Suid-Afrika, en soos baie Suid-Afrikaners is ons super skepties, ek sê, whatever, dit kan nie waar wees nie, maar op daai oomblik het ek niks gehad om te verloor nie, so ek het ingespring, ek gekyk, ek het die vrou gekontak, haar naam is Kristal Stoop, sy is my mentor, 'n amazing vrou, en sy het my webinar soos hierdie aangestuur, en ek het gaan kyk, en ek het nog weer gaan kyk, en nog weer gekyk, en ek kom toe agter, maar die ding is die real deal, dit is nie 'n foefie of iets nie, dit werk, en ek het gespaar, en ek het eventueel begin met die digitale bemarking, en mense, dit was die beste besluit nog ooit. Dit is eenvoudig, dit is maklik, dit is nie van as jy moet boeke neerskryf nie, dit is alles lekker interaktief, dit is alles in 'n video formaat, jy volg dit net stap vir stap. En dit is my alles verander. Ek is 'n pa wat nie meer hoef meer tyd uit te gee vir nog 'n besigheid nie. Nee, dit was so gerieflik en so gemaklik. En ek het begin sales maak omdat ek die ding net stap vir stap gevolg het. Net ek hoef nie meer nee te sê nie. Jy hoef nie meer van maand tot maand te leef nie. Ek het nou net verlede maand het ek R32,000 gemaak in die middel van November. Ek meen, vir meeste mense in November begin almal al geld bymekaar skraap vir vakansies, vir geskenke. En op die ou end dan het jy daai geldjies en jy moet dit weer verloor. En dan moet jy staat maak op 'n salaris wat aan die einde van die maand kom en jy weet al klaar, dit gaan nog steeds nie genoeg wees nie. Ek het nie meer al worries nie. Ek hoef nie meer daar te sê want ek het 'n program gevolg wat werk. Dit is so lekker en ek weet ek sê dit soveel kere, omdat jy $1 verdien, baie mense gaan oorsee om daai dollars te verdien. Nee, die gras is groener waar die meeste water gee, dis hier in Suid-Afrika, punt. En hierdie program is baie bewys daarvan. Ja, Retief, ek love daai stukkie, jy was in daai een video het jy ook gesê, die gras is groener aan die ander kant, omdat jy dit water gee. En ek love it, maar die ding is, ons het nie altyd geweet hoe om daai gras water te gee nie, want ons het nie die vaardigheid nie, ons het nie, ek myself ook, sit in die moeilikheid, en eintlik is daar so baie oplossings daar buitekant, ek het net nie geweet wat om te doen nie, nee? Maar hier het ons nou 'n oplossing. Ja, want jy soek, jy weet, jy moet iets doen, maar jy weet nie wat om te doen nie. En hier was 'n oplossing, dis alles in een, is 'n besigheid, online besigheid, die internet slaap nie, jou besigheid slaap nie, jy volg die program met 2 ure 'n dag, dis al, en dit is so gerieflik. Ja, ek love it. Retief, so ons praat altyd van, ons volg 'n 2 uur blueprint, né? So baie mense, ons sê ons nou altyd, jy hoef net 2 ure 'n dag te werk, en baie mense vra altyd vir ons, wat doen 'n mens nou in daai 2 ure, die 5 stappe wat jy nou volg in daai 2 ure, ek meen, jy het nou R32,000 gemaak vir November, dis al verskriklik baie geld, vir jou side hustle, vir ekstra, né? Presies. So, hier's my vraag aan jou, jy werk nou, ek haal my hoed af vir jou, jy's 'n pa, en kyk, julle mans werk hard,
Maar nou van 8 tot 5 werk jy nou en jy kry hierdie gewangel saam met jou werk, maar wat is jou 5 stappe wat jy volg? Of hoe Ag, dis werk lekker. dit? Kyk, mense dink dit is 'n ding wat jy 24/7 op moet fokus, dit is nie. Ek sou bewys daarvan. Ek het 'n 9 to 5, maar ek sê my werk los nie, want dis my passie. Wat ek doen dit vir ewig. Dit is heerlik. Maar ek het iets gesoek wat presies vir my toelaat om tussendeur die werksure iets kan doen waar ek nie tyd gaan verloor nie. En die 2 ure 'n dag kan jy inpas soos jy wil. Soos byvoorbeeld my 2 ure werksdag sal bestaan, ek maak kinders wakker, ons kry reg vir skool, vat hulle skool toe en as ek terugkom voor ek begin met werk, dan doen ek 1 video content. En dan doen ek die res van my werk. Lunchtyd, dan doen ek nog 'n video. Dit is so lekker en gemaklik, want 'n video is vinnig om te maak. En dan gaan ek die res van die dag aan. Na ure dan doen ek nog 'n laaste videoetjie en dan geniet ek my tyd saam met my familie en vriende en die kinders. Ons eet en gaan te kere. En wanneer die kinders uiteindelik in die bed is, dan sal ek nou my training doen of vir 90 days op my eie tyd rustig. En dan sal ek bijvoorbeeld ook my e-mails kyk, die replies doen. Dit is so lekker en gemaklik. En dan nadat ek my training gedoen het die aand, is my gedagtes al klaar vars vir die volgende oggend. So as ek opstaan, weet ek, dis waar ek kom my video's gaan doen. En so gaan dit aan. Ek verloor nie tyd nie. Ek sit nie tot 12 uur die aande toe en hoop, hier gaan ek goeders werk en tyd mos nie. Ek spandeer tyd in iets wat werk. Baie gerieflik. So met ander woorde, jy sit nie 'n solid 2 ure nie. Jy breek dit op. 15 minute hier, 10 minute daar, 20 minute daar, tussen al jou ander aktiwiteite deur rondom jou werk en rondom jou vrou en die kinders. Dit is gemaklik, kan dit enige plek doen. Jou kantoor is in jou hand. Jy gebruik jou selfoon, is altyd nodig. Julle sal sien, baie van my video's sit ek by my lesenaar en dan sit ek in die kar of ek's buite. Jy kan dit doen van enige plek af. Jy hoef nie by 'n spesifieke plek te wees nie. Yes, dis amazing, né? Want dit maak jou nou so flexible. Maar Presies. Wat vir my net mind-blowing is so jy het basies nou in November, het jy nou elke dag net 10 minute hier, 20 minute daar, 30 minute daar afgeknyp tussen jou vrou en jou kinders in die werk deur en jy dit verruil vir R32,000. Presies. En dit hou net aan, dit gaan net aan. Dis nie asof dit net daar stop nie. Dit hou net aan. Jy moet net aanhou met jou training. Dis al. Jy pas dit toe op hierdie program. Ja, ek love it. Dit is absolutely amazing. Dis amazing. Dis net as mens net daai tools kry, wat jy die stappe kry om dit te kan doen, dan is jy bemagtig om dit te doen, dan leer jy. Ons is net onseker as ons begin. So my vraag aan jou vir die mense daar buitekant wat voel ek sal dit dalk nie kan regkry nie. Gee vir hulle hoop. Ek was ek daar. Kyk, daar's niks spesiaal aan my nie. Ek's 'n doodnormale pa wat net besluit het ek het genoeg gehad om van maand tot maand te leef, net om uit te kom elke maand. En ek het daai besluit gevat van, soos jy ook gesê het voor nou, is hoe groot is jou hoekom? As jy weet wat jou hoekom is jou verskonings glad nie opsien. Jy het die verskonings, jou hoekom is groter as enige iets anderste. En ek besluit, ek het niks om te verloor nie. Ek is 'n doodnormale pa wat cringy video's maak. En ek verdien $1 inkomste daarvan. Ek is 'n introvert. Ek was nie ou wat die video's geneem het nie. Ek was gewoon die ou wat die foto's geneem het en jy sal my nooit in 'n foto sien nie. Of in 'n video of niks nie. Maar my hoekom was groot en ek geweet vir wie ek dit doen. Hoekom wil ek dit doen? En dit het vir my alles verander. Ek het nie meer verskonings nie. As ek voel die dag, ek sê dis 'n dag 'n video te maak en dan dink jy, hoekom? Wat is jou hoekom? En dan spring jy in en dan maak niks saakie. Dis baie gerieflik. En dis wat ek vir mense sê wat skepties is of nie seker is nie. Wat is jou hoekom? Jou hoekom gaan vir jou alles verantwoord. Daai rugbybal wat jy wil koop, of die vakansie, om die kinders met vakansie te vat, of soos jy ook gesê het vanoggend, die skoolfonds te betaal, of jy het altyd jou doelwitte. Ja. Presies, jy kan skoolfonds vooruitbetaal. Kersfees is nie 'n issue meer nie. Gewoonlik het ek oor Kersfees gestres, want waar moet jy nou binne iets betaal? Jy weet mos, soos jy gesê het oor rekeninge. Wat moet jy bietjie terug om Kersgeskenk te koop? Daar is nie meer 'n probleem nie. Glad nie. Ja, weet jy wat was vir my so oulik van jou, daai een video wat jy gesê het, dat jy het met jou vrou en kinders in die mall rondgeloop, en jy het hulle oë dwaal, en dan, papa, kan ek daai kry, en dan, jy weet jou budget is verby, jy's in 'n minus, en
jou paycheck kom maandeinde in die ou tyd en jy pappa kan ek daai kry? Nee, ons kan nie dit nou bekostig nie. En nou is daai verby want jy het konstant weekliks het jy kontantvloei wat inkom, so jy hoef nie meer te sê nee nie. Ek love it. Ja, ek het hulle gewoonlik in die kar gelos of ek het vinnig ingehardloop met hulle met in die trolley en sê los. Dan val ek deur die winkels hardloop. Nou is dit so rustig. Jy sê vat, want my klein enetjie nou as ek met die trolley rondloop, dan sien jy gaan 'n handjie, dan maak ek as ek nou sien dan gooi ek die trolley. En dan val ek maar. Ag, dit is so oulik. Ja, en dit was altyd my vrees ook gewees. En as iemand verjaar het, jy's op 'n tight budget, soos ek sê, jy weet jy's in 'n minus, jy kan nie 'n great verjaarsdagpresent koop nie, want ons moet daai budget maintain, en nou kan jy jou kinders weer bederf, né? Dis amazing. Ja. So ek het 'n vraag vir jou, hoe voel dit om 'n $900 seil te maak? Oh, dis unreal. Ek meen meeste mense werk en ek praat maar oor die algemeen. As jy nou werk het, jy hoop so aan die einde van die jaar, jy kry 'n bonus of miskien 'n verhoging aan die einde van die jaar. En dan gebeur dit nie. Hier maak jy jou eie bonus. Dit is hoe dit vir my voel. As jy $900 sou kry, dis my eie bonus wat ek my skep. Ek hoef nie meer staat te maak op 'n basis wat sê, hoorie, ons weet of ons hierdie maand vir jou bonus kan gee of ietsie. Ek klaar maar, daai stres is by die venster. As jy $900 sou maak, bonus in jou sak. Jy skryf jou eie bonus. Presies. En die ander ding, Retief, daar's baie maatskappye wat nou glad nie meer bonusse doen nie, né? Want daar's net nie nou meer, dis besig om bietjie uit te faseer. Dis nie meer soos in die ou tyd het amper almal bonusse gekry. Dis besig om weg te val. Ja, dit is so. En baie mense sit ure en ure in om oor tyd te kry, om daai ekstra geldjie te maak. Hierso hoef jy nou ure en ure in, soos jy sit 2 ure 'n dag in. Soos ek met my split ek dit op en ek verdien $900. Dis crazy. Retief, baie dankie. Baie dankie. Okay, laaste vraag. 'n Laaste woord, as jy nou vanaand hierna kyk en ek trek nou al die ander mense se skoene aan, hulle is bang, hulle is skepties, hulle twyfel nog so bietjie. 'n Laaste stukkie raad, wat is jou laaste stukkie raad wat jy vir hulle sal gee vanaand hier op die 2 Desember? Hou op, wag en wonder. Hoe langer jy gaan wag en wonder, hoe langer gaan jy armer bly. So maklik soos dit, reguit. Hou op, wonder en spring in. Glo my, jy gaan nie spyt wees nie. As jy hierdie program net stap vir stap volg, maak dit die wêreld se verskil. Ag, baie dankie Retief. Baie dankie. Dankie Retief. Sjoe. Plesier net. Julle, is dit nie super cool nie? Is dit nie amazing nie? So, wat het jy nodig om jou eie online shop te begin? Soos Retief nou, wat nou in November so goeie maand gehad het, en wat nie worry oor Kersfees nie, wat nie worry oor Desember nie. Jy het nodig 'n website, 'n aanlyn winkel, jy het 'n outomatiese stelsel nodig met payment gateways, sodat jy product delivery kan doen, wat vir jou databasis kan bou, vir jou kliënte e-mails kan stuur. Nou, hoor gou hier, dit was my probleem. Ek, Plain Jane Tannie Renet hier van Zanina stalleerperde, ek het nie geweet hoe nie. Ek het glad nie, ek is nie die computer savvy tipe mens nie, ek het nie die goed, toe ek gehoor het van 'n sales funnel, toe vra ek, wat op aarde is dit? Ek het nie 'n cooking clue nie. Of 'n payment gateway, of hoe werk dit? Hoe koppel jy nou jou bankrekening met jou website? I didn't know how to do it. So, dis hoekom ons hierdie stelsel gebruik, want Michelle O'Neil het net na COVID, het sy 'n produk geskep, en 57,000 mense wêreldwyd gebruik hierdie produk, internasionaal, dis hoekom hy 'n dollar price tag op het. So die produk is reeds getoets, klaar getoets. So wat kry jy? Wat is jou produk? So, eerstens kry jy jou website. Jy kry jou outomatiese stelsel, jy kry 'n blueprint wat 'n e-learning program is, wat Retief nou net van praat, wat vir jou gaan leer in die vorm van e-learning lesse, wat om te doen in daai 2 ure elke dag, om te sorg dat jy ook R32,000 'n maand maak. Jy kry ook lewenslange ondersteuning, waarvoor jy nie gaan betaal by die Legacy Builder program nie. So dit is die produk wat jy gaan bemark. Nou as jy vandag vir jou 'n aanlyn kursus koop, jy kan by Udemy byvoorbeeld vir jou 'n kursus gaan koop. Baie van die bemarkingskursusse kos so $200. Maar nou koop jy vir jou 'n kursus. Jy het nie 'n website nie, jy het nie 'n stelsel nie, jy het nie 'n besigheidsplan nie, dis net 'n kursus. So
Okay, nou het jy die kursus, nou leer jy die kennis en die vaardigheid om bemarking te doen aanlyn, want dit is 'n kuns, maar jy kan niks verder doen nie, want jy sit net met daai kursus. Die verskil hier is, dis nie 'n kursus nie, dis 'n hele komplete aanlyn besigheid. Nou, hierdie produk, die Legacy Builder program, is die produk wat ons verkoop. En dis die produk wat jy gaan verkoop. So dit is jou website, jou outomatiese stelsel, jou blueprint, besigheidsplan en e-learning program, alles in een, saam met jou lewenslange ondersteuning. Die dag wanneer jy registreer, word jy 'n lid van die wêreldwye gemeenskap vir die res van jou lewe. Vir die res van jou lewe. Jy het elke dag hulle ondersteuning by Michelle. So hierdie is 'n komplete, klaar opgestelde besigheid. En dis wat ons lewens verander. Dit is wat ons gebruik om R32.000 'n maand te maak. So ek wil so vinnig gou vir julle wys, hoe lyk jou website wanneer jy die Legacy Builder program bemark. Hier's my website. So ek het die gewone standaard ene. Hy's klaar. Lenay sê altyd die slim mense het dit alles klaar vir jou gedoen. Onthou, ek het nie geweet wat is 'n payment gateway nie. Nou vir 'n kliënt om jou website oop te maak, moet hulle eers hulle e-posadres gaan insit. Enige e-posadres, want jou stelsel bou vir jou 'n database van elke kliënt wat op jou website was. En jou stelsel stuur ook vir hulle 'n e-mail van jou af en jy kan hom gaan verander en jou eie woorde ook daar insit, maar jou kliënt kry 'n e-mail van jou af nadat hy jou website besoek het. So hy moet eers sy e-posadres insit om jou website te kan oopmaak. So nou gaan ons die website oopmaak en die eerste ding wat jy kry wanneer jy jou website oopmaak of 'n kliënt van jou website oopmaak, is 'n video van Michelle, die skepper van hierdie amazing produk. So daar's 'n stukkie waar sy vertel, hoekom het sy 'n done for you digital business opgestel vir mense soos ek, wat perstalleer en niks weet van die aanlyn wêreld af nie. Haar droom was om vir ons 'n klaar opgestelde besigheid te gee, sodat ons niks verder hoef te doen nie. En sy wou ons leer hoe om geld te maak aanlyn. Nou Michelle is 'n multimiljonair en dis by haar wat ons leer om geld te maak aanlyn. So die eerste stap is jy ontmoet vir Michelle en jy word sommer baie lief vir haar, want sy leer vir jou. En dan gaan jy na jou website toe en dit is wat dit is. 'n klaar opgestelde besigheid, 'n done for you digital business. Jy koop hom as 'n program, maar die oomblik wat jy hom opgestel het, is dit jou besigheid. So, hoe sal dit voel om $900 per dag te kan verdien? R15.500 in een dag. So daar's nog 'n bietjie inligting oor Michelle en hierdie website is propvol getuienisse van mense reg oor die wêreld. Hieronder is Cecilia Jacobs. Maar jy maak jou website persoonlik. So hier het ek 'n foto van myself in. Ek het 'n foto van ons as 'n gesin en my storie. Hoekom doen ek hierdie? En hieronder is nog baie getuienisse en dan kom why this is perfect for you, why this is not for you en nog getuienisse. Julle, dis amazing. En dan hier kom die produk. So hierdie is die $900 produk wat ek bemark op my website aan mense reg oor die wêreld. En enige iemand kan op my website kom koop. So dit is 'n sales funnel hierdie. En nou klik 'n kliënt byvoorbeeld daar, klik jy to enroll en daar's my sales page. So 'n kliënt kan nou by my koop. Dis my online shop. Daar's die $900 produk en die kliënt gaan al sy besonderhede invul. Hy kan my betaal met PayPal, hy kan betaal met debiet of kredietkaart of hy kan vir my 'n EFT doen. En heel onder, kyk hoe oulik is dit. Sê dit, you buying from Renette Whelan, daar's my electronic transfer details, so my bankbesonderhede is ook hier in, so die kliënt kan ook vir my 'n EFT doen. Is dit nie amazing nie? Dis hoekom ons sê partykeer maak jy geld terwyl jy slaap. Want terwyl jy slaap, dan kom daar 'n seil deur en dan sien jy, hier's 'n payment notification, iemand het sopas vir my geld inbetaal. Julle, dis super cool. Nou, in die geval van 'n PayPal of 'n debiet of 'n kredietkaart gaan die stelsel outomaties ook die kliënt aflewer vir die produk. En dis die krag van die aanlyn wêreld. So, daar's jou website wat vir jou werk. Dis jou online shop. So, al die produkte is hier op my website vir my kliënte om te koop. Dis so maklik soos dit. My website werk vir my 24/7, julle, terwyl ek besig is om ander goed te doen. En ek het gisteraand 9:30, gisteraand terwyl ek en François in die badkamer is besig om gereed te maak om te gaan slaap, toe ek 'n $100 seil, 9:30 die aand. En ek sê vir François, kyk hierso, hier het so pas R1,700 ingekom. So daar's al klaar 'n lekker geldjie en
Dis wat ons beleef. Nou hierdie produk verander mense se lewens. Want wat gebeur met jou lewe as jy kan aangaan met jou lewe, maar daai ekstra geld verdien elke dag? Dis hoe ons 'n nalatenskap bou vir ons families. Nou môre aand gaan ons 'n bietjie meer in diepte gaan en ons gaan môre aand vir jou wys hoe jy daai R30,000 maak met 4 gratis apps. Alana Sykes gaan môre aand gesels oor daai 4 gratis apps. Jy gaan dit so interessant vind. Jy gaan nie betaal vir daai apps wat jy gaan gebruik nie. So hier is die goeie nuus. Jy het geen maandelikse uitgawe vir jou besigheid nie. Ek het 'n rukkie terug gekyk daarna om 'n Etsy shop oop te maak. Ek het dit nie gedoen nie, want ek het geskrik vir die maandelikse huur wat ek vir daai shop moet betaal en vir die uitgawe. Toe doen ek dit nie. Want ek wil nie daai druk op myself hê van miskien $'n $200 of 'n wat ook al bedrag maandeinde nie. Jy het dit nie met hierdie program nie. Jy gaan gratis apps gebruik. Jy gaan System.ai ou gebruik wat gratis is, wat jou back-end engine is van jou online shop. En dit is amazing. So Retief, wat nou in November sy R32,000 gemaak het, hy het nie 'n uitgawe gehad nie. Hy het al daai geld vir homself gevat, want hy het 100% profijt gekry. En hy deel dit met niemand nie. Dis super cool, julle. So, hoe bemark jy en hoe maklik is dit om te begin? Nou, môre aand gaan ons in detail ingaan oor die 4 gratis apps. Hoe bemark jy? Wat moet jy doen om te begin? So, môre aand gaan amazing wees. Nou, ons het 'n klomp mense in ons span. Henry Smit is net 21 jaar oud. Hy's nog redelik nuut in die program en Henry Smit het R200,000 al verdien. Hy bly daar in Middelburgse wêreld en hy boer beeste saam met sy pa en hy teel met boerperde. 21 jaar oud, oor die R200,000 al klaar verdien. Jolanda Nel, sy sê altyd my selfoon is my kantoor. Sy boer skape. En terwyl sy sê altyd ek maak geld uit die skaapkraal uit. Ek love it. Sy is vir ons almal 'n reuse inspirasie en sy het ook 'n lekker R51,000 gemaak in November. Op die plaas tussen die skape. Nou hierdie is nou net om vir jou te wys, dis gewone mense soos ek en jy en wanneer ons begin weet ons niks. Maar moenie bekommerd wees, jy het nie ondervinding nodig nie, jy leer in hierdie program hoe om al hierdie te doen. Minder skuld, meer tyd saam met jou familie, vakansie, vrede en harmonie in plaas van finansiële stres. Dis wat jy hier gaan kry. So, nooi nog iemand om saam te kom, môre aand, want ons wil lewens sien verander. So, môre aand 7uur, het ons die volgende sessie saam met Alana, waar ons nou presies vir jou gaan wys, hoe kom jy by daai R30,000 'n maand uit, watter apps gaan jy gebruik, en dan die volgende ding, hier is 'n baie interessante ding. Daar is baie verskillende metodes wat jy hierdie program kan gebruik om inkomste te genereer. Jy gaan vir jou 4 basiese inkomstestrome kan skep en jy kan verder as dit gaan. Jy kan 'n 5de, 'n 6de, 'n 7de, 'n 8ste inkomstestroom ook verder skep. En Alana gaan vir jou wys hoe jy hierdie program kan gebruik om al daai ekstra inkomstestrome te skep, want dit is wat Alana doen. So, wat ek vir jou wil vra is, môre aand, nooi nog iemand saam. Bring die hele familie saam. Al wat jy hoef te doen is, die link wat jy nou gebruik het om vanaand in te skakel, presies dieselfde link gaan jy môre aand weer 'n keer gebruik. So maklik soos dit. En jy kan hom vir al jou vriende stuur môre, WhatsApp hom vir hulle en sê, luister ouens, môre aand 7uur, kom check hoe om R30,000 'n maand te maak, aanlyn, nooi hulle almal uit. Wat ons gaan so 'n bietjie dieper gaan, ons gaan so 'n bietjie verder gaan en dan ook vir jou wys, hoe gaan jy met geen uitgawes nie, geen risiko nie, by jou R30,000 'n maand uitkom? Dan sê julle, so nooi die hele straat, en die hele familie, en jou ma en jou pa ook. As ons 75-jariges het, wat met hierdie kan ekstra geld maak aanlyn, dan kan jy ook. En as ek het kan doen, en Retief het kan doen, dan kan jy ook. So dan sê julle baie dankie dat julle saam met ons gekuier het vanaand. En ek sien baie uit daarna om vir julle te sien môre aand 7uur en mag julle baie lekker slaap.